Savior, He can move the mountain. My Lord is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let your whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. Our
gou sê daaroor? Ons is baie opgewonde, ons het mooi stemme, daar's 'n bariton, daar's 'n alt, daar's 'n sopraan, daar's groepe, daar's 'n harp, daar's 'n viool en daar's nog 'n viool en klavier en baie mooi die sonnaarskool, die tieners almal. So dis 'n hele mengelmoes van mooi musiek, so kom gerus saam. En dit gaan net oor die Here. So ons sing vir hom en ons sing mooi liedere saam en ek is baie opgewonde. Dit gaan regtig mooi wees. I'll say.
sang 'n nuwe lied vir hom. Ons sang 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom, want hy is die koning wat weer kom. Ons sang 'n nuwe lied uit jou hart, dat jou lewe hom besing. Hy is die koning, hy is die Heer, sing 'n nuwe lied vir hom. Hy is die koning, hy is die Heer, sing 'n nuwe lied vir hom. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hang, riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Amen. Ons God is groot en hy kan alles doen. Die sonneskolkinders kan uitgaan, hulle is welkom om te gaan oefen by die Kersondiens. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never
Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. And yes, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name.
is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers, sê die woord. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Sien jy die opgewondenheid wat daarin is? Die verlore skaap. Maar hierdie gelykenis wil ek stilstaan vir 'n oomblik, en ek wil vir jou sê dat God jaag agter die afgedwaaldes aan. Hy beweeg agter jou aan. Hy gaan soek jou. Lukas 15:4 sê, gestel, en ek wil nie met dit hoor vanmôre, een van julle het 100 skape. Dink jouself daarin. Gaan jy die 99 verlaat om agter die ander een aan te gaan? Dink vir 'n oomblik daarin. Of gaan jy hierdie verlore skaap met tevredenheid los en sê dat die 99 is vir my okay. Ek aanvaar dit nou maar net so. Of gaan jy die 99 agterlaat waar hulle veilig is en agter hierdie verlore een aanbeweeg. Nou God, ons herder is so ingestel op sy, ek kan nie al van dat ons na onsself, maar die Bybel gebruik hierdie gelykenis na ons as skape verwys nie, maar as ons praat van skaap of sy volgelinge, sy disippels, sy kinders, want jy weet 'n skaap is maar, kan ek die woord dom gebruik, is maar 'n dom dier. Hy bly daar, ons is nie dom nie, maar Jesus gebruik net hierdie gelykenis nie om ons te vergelyk met 'n skaap, hy gebruik hierdie gelykenis om die herder, God se hart uit te beeld vir ons. Die herder, God, is so ingestel op sy trop, disippels of kinders, as ek dit so kan noem, dat wanneer een vermis word, hy nie sê, ag, dis maar okay, ek het nog 99, daai ene gaan ek vergeet nie. God se hart werk nie so nie. Hy sê nie, die oorblywende 99 is vir my meer as genoeg, en die verlore een sal ek nie mis nie, want hierdie een het nou baie gevreet, en hy is lekker vet, hy sal opmaak vir die ander ene nie. Dis nie hoe God se hart werk nie. Elke een, die een wat daar in die kraal is, sowel as die een wat uit die kraal uitgestap het, is vir hom belangrik. Dis die toonbeeld van God se hart vir ons. God se hartklop. Sy toonbeeld, sy hartklop is dat hy die verlore skaap so belangrik ag, soos die 99, dat hy hulle in veiligheid sal agterlaat, en hy sal agter die ander een najag, om hom in te haal, om hom weer in sy kraal in te bring. Hy sal agter jou aangaan, geliefde, jy kan nie ontvlug nie, maak nie saak nie wat se omstandighede jy beweeg nie, maak nie saak wat se krisis jy mag ervaar nie, mag nie saak wat se vlug jy is nie. God sal sorg, dat die verlore een weer terugkom. Dis sy hart. Hy is daar wanneer jy afdwaal, geliefdes. Hy is daar wanneer jy binne in jou hart verdwaal voel. En glo vir my, daar sit menige vanmôre ook in hierdie plek wat in hulle harte verdwaal voel. Ek wil vir jou sê, God is agter jou aan. Hy is daar vir jou. Hy is daar vir my. Hy is altyd daar besig om agter ons aan te beweeg. Daar waar jy voel daar is tye wat uitdagend word vir my. Weet jy wat God se hart is? Hy sal deur die valleie kruis. Hy sal oor die berge gaan. Hy sal deur die wildernisse gaan, deur die storms, net vir jou. Net vir jou en vir my. Dis sy hartklop vanmôre. En dan voel jy vanmôre op 'n geestelike vlak ver weg verdryf van God of van waar jy moet wees. Dan wil ek vir jou sê, God is daar. Hy is met jou. Dan voel jy vergeet. Dan voel jy onwaardig. Jy voel soos niks. Weet net, God is daar. Sy hartklop is, ek sien jou raak. Ek sien jou raak. Sy hartklop is, ek kom vir jou. Sy hartklop is, my kind, ek sal jou nie los nie. Jy hoef nie alleen daar te sit nie. Jy hoef nie alleen te voel nie. 'n kragtige, vertroostende waarheid wat ek en jy vanmôre uit die woord kan ontdek en kan ontmoet vanmôre, geliefdes, is God bly getrou, selfs wanneer jy verlore of alleen voel. God bly getrou. Hebreërs 13:15 vir ons dat hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. God is jou herder wat agter sy eie aankom. En hy sê jou altyd. Ek het altyd hierdie sê, dan as jy val, dan sal jy nooit uit God se hand uitval nie. Maak nie
nie saak hoe verloor jy voel nie. As 'n kind van God is en jy val van die binne in sy hande, en hy tel jou op. Hy tel jou op. Kom ons by die tweede gelykenis wat Jesus aan hierdie fariseërs, skrifgeleerdes en disippels vertel, en dit is by, ek lees van vers 8 af, tot en met vers 10. Voort so wat 'n vrou, wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit gekry het nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Blydskap, die verlore muntstuk. En wat ek hieruit vat vanmôre, geliefdes, is dat God sal jou soek met 'n vasberadenheid in sy hart tot hy jou gevind het. Totdat hy jou gevind het. Die 8ste vers sê, sal hierdie vrou, word vergelyk met 'n vrou, hierdie vrou wat hierdie silverstuk of hierdie penning soek, sal sy dan nie 'n lamp opsteek nie, sê die woord, en die hele huis van hoek tot kant vee en skoonmaak en noukeurig, deursigtig skoonmaak en deursoek, totdat sy hierdie penning teruggevind het nie. Nou, jy en ek mag dalk dink, joh, 'n penning, ag ek het maar nog geld. Maar hierdie penning was vir hierdie vrou van waarde gewees. Dit was 'n waardevolle besitting. Nou as jy gaan kyk in die geskiedenis en jy gaan nalees, gaan jy vind dat Joodse vroue ontvang gewoonlik 10 silverstukke wanneer hulle in die huwelik intree. En dat hulle hierdie silverstukke aan 'n garingkie of in 'n toutjie vasgemaak gehad, aan 'n stringetjie, dis ingeryg. Nou daardie silverstukke wat sy ontvang het, was gelyk staan aan jou troupand vandag. Wil die vrou moet kyk vir hulle troupande, die wat getroud is. Hoe waardevol is daai troupand nie vir jou vanmôre nie? Nou net soos Mariet daai eendag hier by die kerk toe iemand vir my ring bring, sy nogals bietjie geskrik en gesraand weer, want sy weet, sy dra daai troupand met trots, omdat sy weet, sy verteenwoordig die een met wie sy getroud is. Jy ag jou huwelik baie belangrik wanneer jy jou troupand dra. Nou hierdie penning was vir hierdie vrou belangrik geweest, want dit het die waarde van haar huwelik geag op daardie stadium. Dit was asof haar huwelik self geskenk was, en sy was so gedryf geweest, sy moes hierdie silverstuk vind. Nou vir iemand wie sy huwelik nie baie beteken nie, sal nou maar net gesê, ag ek gaan net nog een kry. Let bygones be bygones. Hierdie vrou keer haar hele huis om. Sy verlig die omgewing. Sy vee die stof weg. Nou, jy kan vir jouself dink, daardie tyd, 'n huis het nie baie vensters gehad soos ek en jy vandag ken nie. As jy gaan kyk na die ou antieke tye en hoe die huis gebou was, sulke ronde venstertjies. So daai vertrek was redelik donker binne geweest, en sy vee elke hoek. Sy hou nie op, sy gee nie moed op nie, totdat sy die penning gekry het. Dis die hart van God. Maak nie saak waar jy is nie, waar jy self bevind nie. Selfs die sondaar wat ver van God af is, God sal aanhou soek tot hy jou gevind het. Hy sal nie moed opgee nie, dis sy hart. Hy soek na die wat voel, hulle is vanmôre weggegooi, geliefdes. Hulle wat voel, ek behoort nêrens nie, of hulle wat in die pyn van die lewe begrawe is. Verlede week het ons gepraat oor depressie. Jy wat vanmôre dalk hier sit in hierdie donker gat en sê, maar niemand gee vir my om nie. Niemand gee vir my om nie. Ek sit in hierdie donker gat en niemand verstaan my nie. God soek jou daar ook. Hy kom met lig deur na jou vanmôre. Miskien voel jy of jou lewe begrawe is onder skaamte, spyt weens omstandighede. Maar weet vanmôre, God vee die pynhope weg. Hy steek die lamp aan en hy soek jou. En hy sal jou vind. God bied genade op genade. En hy sal met deernis, geliefdes, na jou uitreik, na my uitreik, selfs in die donker plekke van die lewe waar jy jou tans bevind. Hy sal uitreik na jou. Daar waar jy probeer om jouself van alles almal weg te steek. Agter die maskers, agter die toedeure. Hy vind jou daar. Hy's alomteenwoordig. Psalm 139, ek kan die hele Psalm 139 gaan lees, dit is my so mooi oor God se hart, maar daar's 'n gedeelte wat hy sê, maak ek die doderyk my bed, U is daar.
Maak nie saak waar jy vanmôre sit nie. God is daar. Hy is daar vir jou. Selfs as jy deur skaamte en hartseer en vrees begrawe is, sal God jou nie verlaat nie, geliefdes. Hy sal tot jou kom, saggies, sê die woord, en teer, met liefde, geduld en genade, en hy sal jou optel. Geliefde, dit maak nie saak hoe ver jy dalk dink vanmôre jy geval het nie. Ek en jy is nie buite God se bereik nie. Hy sal vir ons kry. Hy sal kom vir jou. Ons kom by die laaste gelykenis wat Jesus aan hierdie fariseërs en skrifgeleerdes en disippels lees. En dis die welbekende ene van die gelykenis van die verlore seun. En ek lees vir jou van vers 11 tot 24. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my kom, en hy het die goed tussen hulle verdeel, en nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak, en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gaan, en toe hy nog ver was, en hoor hierdie hart, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir hom, vir sy diensknegte, bring die beste kleed, en trek hom dit aan, en gee die ring vir sy hand, 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf, en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Daar was weer 'n vrolikheid in hulle gewees. Die 20ste vers sê, luister na God se hart vanmôre, want elke gelykenis wat hier vertel word, is 'n sinbeeld van God se hart vir ons. Die woord sê, terwyl hy nog ver was, hier kom hierdie ou aangestap met baie ingestelde planne, ek gaan my pa dit en dit en dit en dit sê. Die pa het nie belang gestel om te hoor nie. Toe sy pa hom sien, toe die vader hom sien, is hy gevul met medelee, met begrip vir sy seun, en hy storm op hom af, en hy hardloop op hom af, en hy omhels hom, en hy soen hom. Nou hierdie seun het ons gelees, het gerebelleer, en hy het alles verkoos, sy erfporsie wat hy ontvang het, en die uiteinde daarvan was hy in 'n varkhok beland, en toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, en baie keer raak ons so ver verdwaal, daar kom 'n punt in ons lewe, of 'n oomblik in 'n stadium in ons lewe, waar die Heilige Gees jou gaan dryf, om tot jou sinne te kom, sodat jy kan besef, en in jou hart kan besef, maar ek is nie op die regte pad nie, ek moet weer terugkom by my Vader se huis, en ek gaan soek God weer, en weet jy wat, God is daar vir jou. Hy is daar vir jou, net soos wat hierdie seun se pa daar vir hom was. En toe hy besluit, ek gaan terug na my pa toe, het sy pa nie met gekruiste arms daar gesit en gesê, my seun, jy's nie welkom nie. Of my seun het my onreg aangedoen nie. Hy het nie daar gesit en gesê, ek wil jou nie sien, jy's nie welkom op hierdie terrein nie. Hy het hom nie beoordeel of veroordeel nie, hy het hom omhels, hy het hom ontvang. Hy het gesê, my kind is tuis, my kind is weer by die huis, dit is die hart van God, God sal hom nooit vir jou skaam nie, maak nie saak waar jy jou bevind vanmôre nie, dalk het jy afgedwaal, dalk sit jy in situasies waar jy nie moet wees nie, dalk is jy in die varkhokke van die lewe vanmôre, God sal hom nie skaam vir jou nie, hy soek jou nog steeds, hy wil jou terug ontvang in sy huis. Hy gaan nie vir jou preek en vir jou sê, maar my kind, ek het jou mos gewaarsku, dis nie jou eie besluit en wilskeuse wat jy moet maak nie, jy moet my wil, soek altyd my koninkryk, my geregtigheid, en hierdie dinge sal ek vir jou byvoeg, die woord sê, ken hom in al jou weë, ken my in jou weë, en ek sal jou paaie vir jou gelyk maak, en baie keer tree ons in ons eie op, dan raak ons verdwaal, ons raak afgedwaal, maar God is nog steeds daar vir jou en vir my. Hy verwelkom ons by die huis.
Miskien voel jy ver vanmôre weens jou eie keuses van die lewe, ver van God af. Weet vanoggend dat jou Vader in die hemel is nie kwaad vir jou nie. Jou God is nie kwaad vir jou nie. Jou God is daar vir jou. En hy wag met geduld vir jou terugkeer. God is geduld, dis deel van die vrug van sy gees. Hy's geduldig. En wanneer jy na hom toe draai, sal hy jou ontmoet. Hy sal na jou toe kom. Hy sal hardloop na jou toe. En dit is die vreugde van herstel, van God se hartklop. Vir jou en vir my. En God se hartklop is herstel, geliefdes. Herstel in jou en my lewe. Dis wat hy wil bring. Dis wat hy wil initieer. En as ek na hierdie gelykenisse kyk, dan sien ek elke gelykenis sluit af met 'n celebration, as ek die woord so kan gebruik. Wanneer 'n verlorene terugkeer na die huis van die Vader, dan sug die hemele nie. Dit bars uit van blydskap. Dis wat ek lees. En ons moet ook met blydskap gevul wees. Jy moet vanmôre hier sit met blydskap in jou hart, dat jy is gevind. En jy moet met blydskap in jou hart, die wat God 'n bietjie afgedwaal het, as hulle terugkom, jy moet blydskap in jou hart hê, as hulle ook terugkom. Maar selfs vanmôre, in 'n oggend soos hierdie, moet daar blydskap in ons harte wees, omdat ons aan die nagmaaltafel gaan sit. Want dit is waar God ons gevind het, aan die kruis, vir jou en vir my. Ek en jy moet met blydskap gevul wees, met 'n opgewondenheid en 'n dankbaarheid in ons hart, geliefdes. Want ons het vanmôre die hartklop van God gehoor. Ons het gehoor dat daar is 'n herder wat ons agtervolg, en 'n herder wat ons sal inhaal, en 'n herder wat die misplaaste muntstuk sal bly soek tot hy hom gevind het. En daar is 'n Vader wat wag vir die wat afgedwaal het om terug te kom. Daar moet blydskap in ons harte wees, want as ons kyk na hierdie tafel, dan omskryf hierdie tafel daardie hart van daardie herder vir jou en vir my vanmôre. Die Vader se hart. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En ek sit die woord sal in, want dit is my uitspraak. Johannes 3:16 sê dit bietjie anderste. Maar sal is verseker. Dis 'n versekering vanmôre, geliefdes. God is vanmôre die gasheer wat 'n tafel vir ons voorberei het. En hierin vind ek en jy ook sy hartklop. In die gelykenis van die verlore seun eindig die storie nie net met 'n drukkie en 'n kus en 'n soen en 'n mooi ring in die vinger en voete, skoene in die voete en kleed wat hy aantrek nie. Dit eindig met 'n feesmaal. Inteendeel, elke gelykenis wat ons gehoor het, eindig met blydskap, celebration, 'n feesmaal. Dis waar dit eindig. Die Vader sê vir sy diensknegte, bring 'n vetgemaakte kalf en slag dit. Slag dit, kom ons hou 'n fees en vier 'n fees, want my kind was dood, hy lewe, my kind was verlore, hy is gevind. Nou hier is klare verduideliking en 'n beeld van die nagmaal vir jou en vir my vanmôre. God het self sy seun, Jesus, die vlekkelose lam geneem, en hom aan die kruis geslag, vir jou en vir my, sodat hierdie tafel 'n tafel van herstel kan word vir die wat verlore is. 'n Tafel van gevind te word vir die wat soekend is. 'n Tafel waar elkeen wat verlore is welkom is. Elkeen wat gebroken is, genesing en vrymaking kan ontvang. Hier, geliefdes, kan jy wat honger in jou hart het, jy wat dors het en naak is, gevoed word vanmôre. Want God is daar vir jou. Net soos die pa sy verlore seun, van die verlore seun om na die tafel van 'n feesmaal genooi het, so word ek en jy vanmôre op God se tafel genooi. God se tafel. Of jy nou soos 'n afgedwaalde skaap rondgedwaal het, geliefdes, of jy nou onder die stof begrawe is soos 'n verlore muntstuk, of in opstand gekom het soos die verlore seun, hierdie tafel is gedek. En Jesus sê vir jou vanoggend, kom eet in die tafel. Vind my daar, want dis waar jy hom gaan vind. As jy onwaardig voel vanmôre, sê die woord, kom. As jy dankbaar voel vanmôre, kom. Hierdie tafel is vir elkeen.
Hierdie tafel is nie die tafel vir die volmaakte nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Dis die tafel vir die gevinde. Die wat gevind is. Die tafel is vir jou. Die tafel is vir my. En waarom sal ons nie met 'n blydskap in hierdie tafel kom sit nie? En ek wil vra dat jy vir 'n oomblik net sal stil raak in jou gemoedere. Jou hart net oopstel vir God vanoggend. Dalk net vir 'n oomblik jou oë sluit waar jy nou sit. En jouself die vraag vra, waar is ek vanoggend? Wees eerlik met jouself. Waar bevind ek my vanmôre? Almal dink my lewe is oukei. En almal dink alles werk net vir my uit, maar niemand weet waar ek is vanmôre nie. Jy weet, God weet. Voel jy verlore? Hy is daar. Voel jy verdwaal? Hy is daar. Voel jy misplaas in jou lewe? Hy is daar. Hy vind jou. Al wat hy van jou en my verlang is om soos hierdie verlore seun net tot die besef te kom, maar God, sonder U kan ek nie. Ek het U nodig. U het my klaar gevind, ek moet net na U toe kom. Hy weet waar jy is. In jou hart, voor ons in hierdie tafel gaan sit, mag God jou nou kom vind deur sy Gees. Maak nie saak waar jy gaan nie. Jou krisis is nie te groot vir hom om te oorkom nie. Jou toestand is nie te groot vir hom nie. Vind hom daar vanmôre. Wil jy nie jou hart net oopstel vir God nie? Ek gaan nie vir jou vra om op te staan nie. Ek gaan 'n gebed saam met jou doen. Stel net jou hart oop en sê, Here, U ken my hart. U weet waar ek verlore is tans. Dis 'n hartsaak tussen jou en God. Dan bid ons, Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat U ons kom soek het, ons wat verlore was, en het ons gevind. U het ons gevind in die kruis. Dankie dat U U lewe vir ons afgelê het. Dat ons vanmôre kan vry wees. Dankie dat ons hierdie omstandighede nou voor U voete kan neerlê en U vertrou, soos wat U lig deur ons skyn, om te deel met hierdie laste in ons lewe. Dankie dat ons vanmôre as gevinde aan U tafel kan kom sit en met blydskap feesmaal hou, want U Vaderhart het ons gevind, het ons weer teruggebring waar ons moet wees. U bring herstel oor 'n gebroke siel. U bring herstel oor gebroke omstandighede en toestande. U bring herstel vanmôre oor elkeen van ons. En dankie dat ons nou in die herstel wat ons ontvang het, die vrymoedigheid kan hê om aan U kosbare tafel te kan sit. En wanneer ons hierdie brood en hierdie beker gaan neem, Vader, mag ons U offer herroep en onthou. En mag ons verheug in U liefde vir ons. Ons dankie daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Ons gaan na die nagmaaltafel toe keer en ek gaan vra dat elkeen met wie daar gereël is om my te kom help met die bediening van die tafel, net vir my hier na vore te kom. Wanneer jy hierdie broodjie gaan neem, weet vanoggend dat die woord sê, dit is my liggaam, sê die Here, wat vir julle gebreek is. En hierdie beker wat jy gaan drink, of hierdie kelkie wat jy gaan vat met die druiwesap, verteenwoordig die nuwe verbond in sy bloed vir jou. So neem die brood en neem die beker. Jy wat verlore was, jy is gevind. Jy wat ver was, jy is naby. Word gevoed deur die tafel van Christus. Amen.
is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. As jy met die beker bedien wil word, dan kan jy net vir jou hand opsteek, dan gaan ek jou daar kom bedien. Baie dankie. I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. And I'm desperate for you.
This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And now I'm desperate for you. And now I'm lost without you. And now I'm Vader, ons desperate loof U for you. vir die voorreg wat ons gehad het om deel te hê aan die tafel wat U vir ons voorberei het. Ons wil vir U dankie sê dat U ons kom bemoedig en die Gees kom oplig en vertroos het vandag. Ons kom versterk en dankie dat ons vanmôre as U kinders kan sê ons voel geliefd deur 'n Vader wat ons so lief het. Dat hy sy seun vir ons opgeoffer het. Jesus Christus, dankie vir die opoffering. Dankie vir die opstanding en dankie vir die lewe in Christus. Amen. Amen. Ons gaan vra dat hierdie blok vir my net die kelkies na julle regterkant toe sal stuur en daai blok aan my regterkant net na julle regterkant toe sal stuur. Dan gaan ons net so opbeweeg en die kelkies opneem. Die Here seën jou. Amen. Mag jy die genade en die guns van God deurgaan so jou lewe ervaar en mag jy versterk wees wanneer jy uitgaan met die wete dat met Christus is jy nooit alleen nie. En met Christus is jy meer as oorwinnaar in alles. Ons gaan laaste lied saam sing en dan gaan ons afsluit en dan wil ek elkeen nooi hier by die koffiekafee om lekker saam te kom kuier en 'n verversing te geniet, leer mekaar ken en gesels net. Dis lekker, dis wat familie doen. Ons kuier lekker, ons eet ook lekker saam. Prys die Here seën jou. Amen. Kom ons staan op en sing die laaste lied saam. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, there's none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is bigger, awesome in power, our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise.
stop us? And if our God is with us, who could stand against? If our God is for us, who could ever stop us? And if our God is with us, who could stand against? Stand against. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is bigger, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is bigger, awesome in power. Our God, our God, our God. Amen. Kom ons staan net so, sluit die oë. Here, hoe dankbaar is ons dat jy 'n hart vol liefde het. U's groot, u's sterk, u's magtig, maar u's ook liefdevol. 'n Liefdevolle Vader wat ons elkeen nader trek na U toe. En wanneer ons afdwaal of wanneer ons iemand ken wat afgedwaal het, dan is U liefde groot genoeg om ons terug te trek. En ons sê vir U dankie dat ons ook met ander genade kan hê soos ons self genade nodig het, en dat ons dit aan hulle ook sal gee. Dankie vir die groot liefde en goedheid en dat U voor ons uitgaan in hierdie week. Waar ons ook al gaan, dat ons U naam sal hoog hou en 'n manier van lof oor ons sal verhef. Ons eer U, ons loof U, ons prys U vir die goedheid in Jesus se naam. Amen. Okay, skens, voordat julle almal uitstap. Is hy hier in die building? Is hy hier so? Ja, want nou as dit saggies sê dat hy nou nie hoor nie. Okay, so volgende Sondag die 9de gaan ons na diens se pastoor so lekker by mekaar kom sessie hou. Ons het gereël vir lekker vingerete, soet en sout, so julle is regtig welkom om in te skakel dat ons dan nou net sy verjaarsdag kan vier. En ek moet dit nou so saggies sê want dit is nou 'n groot geheim. Maar ja, sou julle net herinner aan dit? En dan julle het gesien ek skarrel so 'n bietjie agter, so ek het net op die ingewing van die oomblik gedink. Ek wil baie graag vra van die musiekspan se kant af wil ons graag hê almal met hulle hande uitsteek na Vilda en Antonius wat bietjie later na die diens in die huwelik intree. So van die gemeente se kant af wil ons julle regtig ryklik bless met God se seën. En Johan sal dan die hele seremonie en alles sal hy nou dek, maar van ons kant af bless ons julle met net die beste uit God se hand uit oor julle huwelik. En mag julle hierdie pad regtig voor elke dag saam met God stap. En dat die Here vir julle net daai absolute wysheid gee in elke besluit wat julle in julle lewens moet neem as man en vrou. En ons seën julle met God se liefde. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, my genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen. Amen. Amen.
Julle is vandag, julle kan gaan. Amen.